Ons spreek vanoggend, ons praat vanoggend, ek wil julle terugvat. In die tyd wat ons in leef op die oomblik, is mos die opstandingstyd. Vandat Jesus opgestaan het, so 'n paar weke terug, totdat hy 40 dae later hemel toe gaan. Hy was 40 dae, wat hy aan klomp mense verskyn het. Dit is maar bietjie moeilik vir ons om te verstaan, want byvoorbeeld, vir Thomas het hy gesê, druk jou vingers in my wonde, dat jy kan voel, dis ek. So, fisies, vir Thomas het hy fisies aan sy lyf gevoel, en sy voel, en sy wonde gevoel. Maar op 'n later stadium, dan bid die disipels agter geslote deure, dan verskyn Jesus aan hulle. So dan dink hulle net, hy is daar in die gees. So hy was 'n wonderbaarlike nuwe opstandingsliggaam gehad. Maar hierdie Emmaus is 'n dorpie, en dit was 'n Sondagoggend soos vandag, vroeg die oggend toe die son opgekom het. Onthou julle, die vrouens moes graf toe gegaan en die graf was leeg. En toe vertel hulle vir Johannes en Petrus en so. Daai Sondagoggend, vroeg die oggend, het die vrouens dit gesien. Maar later daai dag, toe stap hierdie twee mans, kom ons lees dit daar in Lukas 24, lees ons van op dieselfde dag, was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Hulle het gepraat oor die dinge wat in Jerusalem gebeur het. Hulle kom obviously van die kruisiging af. Hulle was in naby aan Jerusalem. Nou Emmaus is so na die weste kant van Jerusalem af, dit is so 'n bietjie wes, 12 kilometer weg van Jerusalem af. So hulle is maar op pad. Dis hulle besig om te stap. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hierdie was die eerste twee ouens gewees, behalwe die vrouens in die oggend. Dis die eerste twee ouens gewees wat Jesus gesien het, want dis dieselfde dag as hulle later hierso verskyn aan hulle. So hulle stap rustig en toe hulle weer agterkom is die derde ou saam met hulle en hy stap saam met hulle. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan staan hulle, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom, is u dan die enigste vreemde in Jerusalem? Ja. Dat u nie weet van hierdie dinge wat die afgelope paar dae gebeur het nie? Toe Jesus hulle vra oor wat is julle waar gesels, julle is hulle verbaas. Hulle stop, hulle kyk op, hulle dink wat gaan hier aan, hierdie ou weet niks. Hulle sê vir hom, was jy nie in Jerusalem nie? Het jy nie gesien wat gebeur in die afgelope week nie? Onthou daai laaste week, was 'n rowwe week, want dit begin op Palmsondag, toe Jesus ingekom het in Jerusalem aan 'n Palmsondag, né? En toe het hy die tempel se tafels omgestamp, en hy het strijdgesprekke met die Reiersraad en met die Fariseërs en allerlei dinge, en hy het donderdag aan die nagmaal gestel, en hulle het hom gevang in die tuin. Dit was 'n rowwe week. Dan vra hulle vir hierdie ou, weet hy nie wat gebeur het, hy weet wat gebeur het nie. Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet, wat magtig was in woorde en daad, voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van die raad oorgelewer om ter dood veroordeel te word en om gekruisig het. Hulle sê, al die dinge gaan oor Jesus, die Jode het hom gekruisig. Ons het so gehoop dat hy is wat Israel sou verlos. Maar hoorop is dit vandag al die derde dag wat die dinge gebeur het. Hy is al 3 dae. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook al ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie daar kry nie.
Hulle het hom vertel, hulle het kom vertel, dat hulle verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook aan die graf toe gegaan en het net so gekry, soos die vrou gesê het. Dus, as hy sê, sommige van ons praat van Petrus Johannes, want Petrus Johannes het so gehardloop. En maar hom het hulle nie gesien nie. En dan word die graf was leeg, hy is nie daar nie, hom het ons sien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip. Wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hy by die dorpie aankom waar hy op pad was, het hy gemaak asof hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, nee, bly by ons, want dit is al amper aand en die dag is al verby. Hy het ingestem om by hulle te bly, terwyl hy saam met hulle aan tafel was. Neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesigsveld verdwyn. Hulle sê dit vir mekaar, het ons hart nie warm geword, hy het pad met ons gepraat het en van ons die skrif uitgelê het. Hierdie twee ouens het Jesus geken. Ons wat hier sit, ons is presies waar hierdie twee ouens was. Ons is presies hierso. Ons weet wat gebeur het. Ons weet Jesus is gekruisig. Ons weet hy het opgestaan. Ons weet al hierdie dinge. Hierdie ouens, het alles geglo van Jesus, maar hulle het nie die hele omvang van die gebeure geglo of geken. Ons is baie dieselfde op dieselfde plek as hierdie ouens. Ons weet Jesus is in die geslag van Dawid. En daar is 'n belofte in die Bybel wat sê, iemand in die geslag van Dawid gaan koning word. Hulle het dit geglo, hulle het dit geweet. En dis hoekom hulle op Palm Sondag Jesus geëer het as die nuwe koning. Hulle het geweet hy is die Messias, want hy het al die wonderwerke gedoen voor die hele volk. Hulle het dit self gesê. Hulle het geweet hy is die Messias. Maar wat hulle nie geweet het, is byvoorbeeld wat Jesaja geskryf het, dat hierdie Messias wat kom, is 'n dienende Messias. Hy is nie die wat gedien moet word nie. Hy het gekom om te dien. Hulle het dit nie geweet nie. Hy het nie geweet, hy is 'n ander tipe Messias nie. Hulle het gedink hy gaan 'n koning wees soos Dawid. Hulle het nie geweet, hy moet sterf om ons te red nie. Hulle het dit nie geweet nie. Hulle het nie geweet van die offer, die finale offer nie. Want hulle het dit nie gelees nie, hulle het dit nie geglo nie. Hulle het nie geweet dat hierdie Messias deur sy eie mense verwerp gaan word. So was baie dinge van Jesus wat hulle nie geweet het. En ons sien ook net sekere aspekte van Jesus daar. Almal van ons, die meeste gelowiges, glo maar net sekere dingetjies en hulle hou aan daai dingetjies vas. Hulle glo nie alles van Jesus nie. Ons het net so sekere elemente wat ons vir ons belangrik maak. In Korintiërs skryf Paulus, want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik, maar ons weet, maar wanneer die volledige kom, sal dit wat gedeeltelik is uitgedien wees. En ons is in die era, die volledige het gekom. Ons is veronderstel om die hele legacy, die hele wesenswaarheid van Jesus volledig te ken. Ons kan nie meer, soos hierdie twee engelsgangers, net aan een ding vashou. Hy sal nie rede wees met te vang hulle op. Afval die hulle het gedink in die plan en plaas geval. Hulle het nie geglo hy gaan opstaan nie. Die volle waarheid van Jesus het ontbreek by hulle.
die volle waarheid van sy offervaardigheid en sy opstanding, het hulle nie geweet van nie. Hulle het nie geweet nie. Ons is ook so, ons verstrik maar in ons eie paar bygelowe oor Christus. Ons is Christene, maar jy ken maar so 'n paar deeltjies wat vir jou belangrik is. Jy moet kerk toe gaan. Ja, jy moet kerk toe gaan. Party mense sê, ja, jy moet gedoop wees, groot, klein, maar goed. Jy verstrik maar in jou eie klein bygelowies. Ek haal net 'n paar goedes aan, wat party mense verskriklik aanhaal. Baie mense wil sê, jy moet wedergebore wees, want dit staan in Johannes skryf daar, wat Nicodemus sê, as jy nie wedergebore is, dan sal jy nie in die koninkryk van God sien, dit staan daar, dan hang ons dit aan, maar verduidelik vir my, wanneer is Timoteus wedergebore? As jy jou Bybel nou goed ken, jy ken nou die Bybel, wanneer is Timoteus wedergebore? Baie mense sal sê, ja, jy moet groot gedoop wees. Daarom sal hulle net hulle kinders inseën as hulle klein is, want die kan net eenmaal gedoop word, dis groot. Baie mense sal sê, nee, as jy gedoop is in die, dan moet jy kan profeteer. En as jy nie 'n profeet is, as jy nie van God is, jy kan nie kan profeteer. Jy moet in tale kan praat. En onder baie Christene hoor ek, jy moet Christianese kan praat, jy moet sekere terme kan gebruik. Ek hoor baie vriende van my hoe hulle praat. Die praat bijvoorbeeld nie van probleme nie. Dis ongelowiges praat van probleme, gelowiges praat van uitdagings en hindernisse. Sê ons ongelowiges met probleme en papwiele kry. Die vraag is, hoeveel moeite het jy al gedoen om Jesus se grootheid en sy omvang te leer ken? Het jy al, of as jy maar net, het jy leergeleenthede gebruik jy leergeleenthede, het jy al moeite gedoen om te sê, hierdie Jesus van Nazareth, die mense wat gekruisig is, wat opgestaan het, wat het hy alles gesê? Wat het hy alles gedoen? As jy na sy genesings gaan kyk, sal jy sien, party mense sê jy moet geloof jy om genees te word, maar Petrus is skoonmaak, as jy nou Petrus is skoonmaak gaan lees, Jesus het haar gesond gemaak, maar sy het nie geloof gehad, nie. Daar was nie rede hoekom hy haar gesond gemaak het, nie. Hy het haar vir geen rede gesond gemaak, sodat sy seker daar kan omsien, sommer maar net, het hy haar gesond gemaak, maar het ons al alles gebruik wat nodig is, was jy regtig in 'n krisis, wat so groot was, dat net God jou kan help. Was jou lewe al so in 'n doodloopstraat, dat niemand jou kan help, nie jou familie nie geld nie, dat net God jou kan help. Het jy al bietjie besluit om 'n studie te doen, met erns en intensie, om uit te vind, wat is die omvang van Jesus? Het jy 'n boek gelees wat net oor Jesus gaan? Het jy 'n Bybelstudie gedoen wat alles van Jesus sê? Het jy al jouself afgesonder vir 'n week of 'n naweek of 'n dag? Bietjie daar op 'n berg gaan sit en mediteer oor Jesus Christus, oor jou geloof, of is dit vir ander mense? Het jy al 'n bietjie gevas, in geheel of gedeeltelik, oor 'n saak, oor 'n gebedssaak? Het jy al 'n bietjie 'n opoffering gemaak wat noemenswaardig is? Het jy al 'n kar vir iemand gegee? Of 'n huis? Of wat ook al? Het jy al 'n bietjie ver gereis en Bybellande besoek? In ander gelowe, so byvoorbeeld die Islam, die Moslems, dwing hulle die mense om byvoorbeeld na Mekka te reis eenmaal in hulle lewe. Dis net leersaam vir ons om 'n bietjie sulke dinge te doen. Of is ons almal maar net
sommer maar net Christene, omdat ons Christene is. As jy maar net een van hulle wat sê, man, ek is 'n Christen, want dit of dat is my rede. Baie mense sê hulle is Christene, want hulle familie is Christene. Jy is van die Botas wat Christen is, of van die Wald van der Wald wat Christen is. Jy het in 'n Christenhuis groot geword. Of dis soos ons in 'n Afrikaner kultuur wat Christen almal is, of almal is Christene. Of jy is maar net bang, jy gaan help doen, dan sorg jy maar dat die dinge reg is. Miskien is jy reg, miskien maak jy dit waar jy by die poort te kom. Baie ons hoop maar net van die beste. Hulle hoop maar net van die beste. Baie mense gaan kerk toe vir groetdruk. Gaan saam met sy vrou kerk toe. Hy stel nie belang nie, maar hy gaan saam met sy vrou kerk toe. Meeste mense is nominale Christene. Die vraag is, stap ons ook soos jy ons gaan saam met Jesus, maar ons ken hom nie. Ons ken hom nie. Stap saam met hom, ons weet nie wat dit behels. Ons kan nie aangaan om Christene te wees op ons terme. En besluit wat is vir my belangrik. Vir my is dit belangrik om daai mense te haat, want hulle is verkeerd, want dit staan in die Bybel. As ons Christene wil wees, moet ons hierdie Christus nalatenskap ten volle ondersteun. Ten volle ondersteun. As hy nie Samaritane red, en die Samaritaanse vrou red van bloedvloeiing, kan ons nie aangaan om die Samaritane te haat nie. As ons Christene is, moet ons Christus goed begin doen. So stop om 'n gewone Christen op jou terme te wees. En word 'n Christen op Jesus se terme. En laat ons in hierdie opstandingstyd iets van hierdie krag van hom ervaar en beleef. Voordat jy hemelvaart is. Want na die hemelvaart is die Gees uitgestort. Dan raak ons weer na ander mense betrokke. Terwyl ons nou is, kom ons gaan soek die ware Jesus Christus in volle omvang. Amen. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons deur hierdie Emmausgangers kan weet, daar's mense wat die dinge ken van Jesus. Hulle weet, hy sou die Messias wees. Hulle weet, hy was van God afkomstig. Maar hulle het nie geweet dat hy gekruisig moes word. Hulle het nie geglo dat hy opgestaan het nie. As honderde Jode wat hom verwerp het. Dat ons nie dieselfde fout maak as die Emmausgangers, die net gedeeltelik Christen is, op ons terme. Help ons om, soos hierdie ouens aan die einde, die brood saam met Jesus te breek. En dat ons oë kan oopgaan. En dat ons die hele Jesus wesenskenmerk, alles kan weet, alles kan ken. Help ons dat ons met oop oog Christen is, bid in Jesus Christus se naam.